Halleluja. Ons is besig en ons gaan na die woord toe. Ons is besig om te praat van om vorentoe te gaan, om te beweeg. Hierdie sal dan natuurlik, en jy sal sien daar's van die altaarwerkers wat gestaan het met borde. Daar's 'n volgende stap, daar's 'n aksiestap. Sê vir die persoon langs jou, sê daar's 'n aksiestap. Die verandering, die transformasie vind plaas in die aksiestap. Dit kom, en u en ek kom by 'n plek waar ons die woord moet werk. Ons gaan die voordele sien, maar ons gaan nie die voordele geniet totdat ek my hand uitsteek en aangryp wat ons weet die Here wil hê u en ek moet beleef in hierdie tyd nie. Sê vir jou buurman, buurvrou, sê werk die woord. U en ek moet hom toepas. Nou, ek weet nie of u soos ek is nie, maar meeste van my, ek weet nou nie of dit my tuiste skerm sal wees nie, my homescreen. Hy's nou al van my foon is hy nou al seker op homescreen number 6 of 7, 6 of 7. Dis hoeveel applikasies daar is. Kom as daar iets, wie van u saam met my, help my uit. Ek sê nie u hou van om te koop soos wat baie mense hou van om te koop nie. Nee, wanneer u sien daar's iets wat jou lewe gaan makliker maak, dan's jy in. As hulle net vir my sê dat dit gaan my produktiwiteit verbeter. Jong, dan is ek daar om daai applikasie, daai toepassing af te laai. Maar gelukkig is jou foon slim, baie keer slimmer as wat ons is. En baie van ons 3-jarige, 4-jarige kinders is slimmer as wat ons. Hulle kan jou foon werk. Jong, as daai klein vingertjies. Dan is hy slim genoeg om vir jou te sê watter toepassing nie onlangs gebruik is nie. Of een wat oorbodig is. Maar as ek hom nie gebruik nie, gaan ek hom verloor. En ons wil nie hê dit moet waar wees vir die woord nie. Sien, ek gaan nie die voordele, wie van u weet dat daar's voordele van om die Here te dien. Ons kry lewe in oorvloed, vir hierdie rede die Seun van God gekom om die werke van die Satan te verbreek en sodat ons kan hê lewe in oorvloed, sodat ek uit my oorvloed uit kan lewe, maar slegs wanneer ek die woord werk. En ek wil vir julle sê, dis nie oombliklik nie. Daar's 'n wagproses, maar vanmôre wanneer ons praat om vorentoe te beweeg, gaan dit nodig wees dat ek die woord gaan toepas en weet wie ek in Christus is. U identiteit is onder die aanval. Die vyand wil vir u kom maak sê dat jy is jou omstandighede, jy is wat jy doen. Nee, u en ek is nie wat ons doen nie, ons is wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. En ek moet nou daarop staan en vanmôre as u nou nie so geestelik sou wees nie, en ons groet al ons kruiskykers ook, as u nou nie so geestelik is vanmôre nie, en u het nou gehoor ons praat van om vorentoe te beweeg, maar jy verstaan nog nie die tema nie, jy verstaan nog nie die doel vir die rede of die rede hoekom ons hierdie tema preek hierdie maand nie, dan wil ek vir u vra of u Orkney Snort nie gekyk het. Is daar 'n paar mense wat Orkney Snort nie gekyk het. Dis 'n generasie wat sonder Jolly en Ouboet groot geraak het. Maar as u nou nie so geestelik is nie, is daar 'n paar mense, moenie 'n hand opsteek nie, maar u weet hulle sit in jou ry. U is nou nie so geestelik nie. Dan wil ek hierdie 'n subtitel gee. Ek weet ons praat van om vorentoe te gaan, om te beweeg, maar as u nou nie so geestelik is nie, dan wil ek vir iemand hierso sê, die titel vanmôre van hierdie boodskap is, Poeksie, doen iets. Kom, wie van u weet wie Poeksie is? U weet wie Poeksie is. Jy kan moontlik vanmôre hier sit en jy weet nie van die voordele wat deur die woord kom nie, maar jy weet wie Poeksie is. En jy weet, daar's 'n sekere stadium wat Jolly vir Ouboet sê, gaan jy net so staan of gaan jy iets doen? Doen iets. Nou, so wil ons baie kere infiltreer of inkom kerk toe, ons wil die woord hoor, maar sien daar's 'n doen iets. Kom, wie van u families wat vanmôre hier sit, die vrou wat hier sit, of miskien is u enkel man wat vanmôre hier is, die vrou is besig om kos te maak by die huis, dis vroeg genoeg. Dis vroeg genoeg, ons kom 9 uur uit, ek kan na die tyd kos maak. Dis vroeg genoeg.
Maar jy het al gehoor hoe die vrou vir jy sê, gaan jy net daar sit? Of gaan jy iets doen? Hoeveel van die ouers hier, of baie van die kinders hier, het of die kinders vir die ouers, of die ouers vir die kinders gesê, ek wag, beweeg. Nou sien baie van ons, kyk na die woord, maar sien die woord kan nie net besigtig word nie, hy moet vanmôre toegepas word. En vir my en u, wat besig is om hierdie wedloop te hardloop, het vanmôre nodig om te kan verstaan, dat daar is toepassings, daar is ek moet beywer word, en hierdie gaan nie net gebeur, wanneer die salwing op my kom nie. Wie van u het al ervaar hoe die salwing oor die kom, en hy breek die juk, hy verwyder die las, maar baie kere stap ek dieselfde uit die kerk uit, of wanneer ek my eerste oproep kry, net na kerk, is dit maar dieselfde. Nee, ek het nodig om 'n besluit te maak, om vanmôre die woord aan te gryp. Ons sien 2 Korintiërs 4:18, sê vanmôre, daar kom hy en hy sê in die een vertaling, en ek weet nie of die 53, maar omdat ons nie let op die sigbare dinge, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Dis waar ons vandaan kry, dat ek wandel nie deur aanskouing nie, of ek word nie beweeg deur wat ek hoor, sien of voel nie, maar ek weet, wanneer God se woord in my oor val, gaan daar geloof in my hart geskep word. En daarom moet ek die woord hoor. Is belangrik dat u en ek by 'n plek sal kom, veral wanneer ons God nodig het, en wanneer het ek God nodig? Elke dag. Kom, wanneer het ek God nodig? Net in my moeilike tye. Nee, ek het God nodig in alles wat ek doen. Ek moet hierdie woord wat ingeplant is, moet ek nog meer en meer in my inplant, sodat geloof kan opstaan, want is geloof wat die berge kan verskuif. U word 'n formule geleer, nie dat ons wil sê, dis in die berekening nie, maar u weet vanmôre dat geloof wat berge kan verskuif, kom deur die woord te hoor. Ander woorde, hoor met die oor, glo met die hart, sê met die mond. En waar kom die vyand en potjie ons? Hy kom en potjie ons in Genesis 1:26, wanneer hy ons nie laat weet wat daar staan nie. En ons sê dat, sien daar in Genesis 1:26, sê die skrif, en God het gesê, laat ons, wie van die weet is 'n spanwerk. Hy is 3 mais 1. Laat ons mens maak in ons beeld, sê vir die persoon langs jy is pragtig. Jy ryk soos die hemel. Ek weet nie of jy vanmôre Lily of the Valley aangespuit het nie. Ek weet nie of jy vanmôre Rose of Sharon aangesit het nie. Sê vir die persoon agter jou, bly asseblief weg van die moondrops. Laat ons mens maak in ons beeld en na ons gelykenis, en laat hulle, wie van u weet dat daardie hulle is ons. Dis ek en u. Dis nie, het ek al die lysie aan die lysie voldoen om goedgekeur te word, om deur God gebruik te word nie. Christus keer ons goed. Sy gehoorsaamheid, die vyand wil vanmôre kom en vir jou sê, jou optrede, jou ongehoorsaamheid, my traagheid om te beweeg, my traagheid om vorentoe te gaan, diskwalifiseer my, maar dit wat hy gedoen het, kwalifiseer ons, dat ons kan aanspraak maak, die dinge kan roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ek in my huis, ons gaan die Here dien. Dit lyk tans asof dit nie gaan by mekaar gaan uitkom nie, maar die Here gee vir ons 'n woord. Ek staan op die woord. Sien, baie van ons kyk na mense met 'n menslike oog. Ons kyk met 'n menslike oog na mense en ons dink omdat hulle nie baie doen nie, dat hulle nie vorentoe gaan nie. Maar ek wil vir julle sê, deur op die woord te staan is om iets te doen. Nou ek glo ook vanmôre dat ons kan nie alleenlik, en ek weet dit het al gebeur, maar moet nie die uitsondering op die reël vat, dat dit is hoe dit alleenlik moet wees nie. Ek weet, ons het al werke geroep, en ons weet van getuienisse, waar werke na mense toe gestap het.
Maar as jy vanmôre 'n antwoord wil hê nadat jy die gees van armoede gebreek het, wanneer jy 'n antwoord wil hê op 'n plek waar voorsiening gaan vloei, gaan ek God vertrou vir 'n werk en ek gaan myself daar buite sit. Ek gaan myself begine opskerp. Ek gaan my CV begine kyk dat hy reg is, dat hy is tot wat mense deesdae soek in die werksplek. Ek gaan myself daar sit om deur God gebruik te word. Ek gaan nie net wag dat dit moet kom nie. Wie van die weet dat daar's 'n generasie wat wag dat alles moet gebeur? Sê vir die persoon langs jou, sê ek maak dit gebeur. Sien, en wat u nie vanmôre moet uit konteks vat nie. Wat u nie vanmôre moet uit konteks vat nie. Ek praat van die ek wat verstaan dat hy het ons geskape in sy gelykenis en dat hierdie hulle wat moet heers oor die visse van die see en oor die voëls van die hemel en oor die vee op die aarde en oor alle diere wat kruip, dis daai ons. Ons sê nie dit vanmôre met arrogansie nie. Wanneer ons sê dat is dit omdat ek 'n medewerker met God is. Sien, en omdat ek 'n medewerker met God is, omdat ons medewerkers met die Here is, weet ek, hy is aan hoof van hierdie stuur. Hy is die een wat hierdie skip dryf. Ons is medewerkers, daarom weet ek, hy vat die druk. En ek het net nodig om te doen wat hy sê. So ons is geskape om God te reflekteer, ons is geskape om ambassadeurs te wees van God. Wat beteken dit vanmôre? En omdat ons praat van om vorentoe te gaan, ons praat van Poeksie, doen iets. Wanneer ons God verteenwoordig, Christus verteenwoordig, beteken ek moet 'n volgeling van hom wees. Ander woorde, ek ywer, ek is besig om hom te sien en sien, ek en u word. Ek weet, u weet vanmôre selfs dat dis nie nodig om jou kind se foon na te gaan en ek skryf hier nie voor nie, maar dit sit op hulle. Dit sit op enige iemand waarna jy kyk, begin ewe skielik 'n invloed hê op jou lewe. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Kyk so na die mense in die ry en sê ek kan sien waar jy was. Kom wie van u onthou daai ou sonnaarskoolkoortjie, toe sonnaarskool nog sonnaarskool was, nou toe ons kinderkerk, maar pas op liewe oogies wat jy sien. Wie van u het gehoor hoe mense sê as jy 'n karkaaitjie het, jy deur die sleutelgat geloer. Wie van u het die raad gehoor dat jy jou oog moet was met 'n vars baba doek. Eerste oggenddoek. Die mense weet nie eens regtig wat 'n lapdoek is nie. Kom, wie staas daar ouers wat groot geraak het, wat jou kinders groot gemaak het met Sterry Nappy. Halleluja. Dis toe u nog kon gekla het. Nou maak hulle dit maklik. Maar kom aan, wie van u weet ook ouers is baie besiger as wat hulle daai tyd was. Om 'n disipel van Christus te wees, 'n volgeling van hom, beteken ek ywer na, ek kyk na hom, ek sit my oë op Christus. Hoe meer ek na hom kyk, hoe meer gaan ek hom reflekteer, hoe meer gaan mense hom in my sien. En ek het nodig om 'n besluit te maak dat ons ons het 'n nodigheid om 'n dringendheid om te besluit wie ons wil hê mense in ons sien. As u nog by 'n plek is waar u wil hê hulle moet u raak sien. Nee, dan mis u dit. En ek is hier om te verteenwoordig Christus in ons werksplek, Christus in ons huis. Doen iets, Poeksie. Sien, is in die doen. Ek hoor hoe Selisa hier voor sê, nee, ons kan nie daai goed in die kerk sê nie. As jy nie weet hoe om uit hierdie situasie uit te kom nie, jy hoor hoe mense sê, kom, as ek so oor hierdie gehoor kyk, dan weet ek van mense wat deur donker dieptes kom. Ek ken nie die persoon langs u se storie nie. So moenie so gou wees om te oordeel. Hulle lyk pragtig. Hulle ruik lekker. En ons dink dis hoe hulle week was. U weet nie, jy is nie bewus van die stryd wat hulle moet gestry het om net hier uit te kom nie. Jy sien daai bondeltjie liefde wat in hulle arms is, maar jy weet nie die prys wat hulle betaal het vooraf nie.
U sien die besigheid waar hy nou is, maar u sien nie die 3 ander wat misluk het nie. U sien nie die prosesse wat hulle deurgegaan het. Ons hou daarvan om te sê, Here, dit lyk vir my asof u het blouoog kinders. Here, dit lyk asof u begunstig hulle. Nee, dit gaan oor die woord toepas. Dit gaan oor om volgelinge van hom te wees. Al weet ek nie tans hoe om uit hierdie situasies uit te kom nie. Kom aan, wie van u kom deur donker dieptes? En toe u daar was, toe kon u nie sien hoe om daar uit te kom nie. As u nie kon hoor wat die instruksie was, hoe om daar uit te kom nie, sit jou oë op Christus. En ek weet vir party mense is daar vanmôre 'n vraag in hulle hart. Hulle sê, Jaco, gee net vir my die 5 sleutels, gee vir my die 3 stappe, gee vir my die formule, gee net vir my dat ek kan weet hoe. As u nie tans hoor wat dit is om uit hierdie situasie, ek praat nou van u situasie te kom nie, gaan terug na sy instruksie. Wanneer hy kom en hy gee instruksie in Matteus 28, dat ons moet gaan en ons moet heen gaan en ons moet disippels maak, gaan terug, want daai instruksie is duidelik. Sit jou oë op Christus, raak besig met die werk van die Here en jy gaan sien hoe die Here dit vir jou uitwerk. Jaco, so jy wil nou hê ek moet my werk los en ek moet op die straat gaan vir mense die evangelie verkondig. Nee, ek sê, sien vanmôre die aanval, hierdie toets wat u deurgaan, is besig om jou toe te rus. Hy is nie net besig om jou vanmôre moedeloos te kry nie. Moenie opgee op die Here nie, want hy gee nooit op u nie. Ek weet baie kere wil ons tou ingooi. Ons wil sê, Here, vat u nou maar die wiel, maar kom by 'n plek waar u sê dat hierdie toets is besig om my toe te rus. Ek is besig om te fokus op Christus. Ek is 'n navolger van hom. Ek is net aan die beweeg. Here, ek vertrou u. Ek loop agter u. Here, u sê en daar volg ek gewillig. Here, u gaan my hier uitlei. Here, u het vir my gesê dat daar 'n beloofde land. Ek weier om 'n berg te loop en 'n 11 dae reis en 40 jaar te laat verander. U lei my uit om my in te lei. Here, dankie dat ek kan reageer op u instruksie. Here, dankie dat ek kan reageer op u direksie. Daarom wil hy jou by daai werk uit hê, want jy's besig om die lig en die sout te wees. Sien die toets vir wat dit is. Sien ook dat hierdie toets, weet vanmôre, dis nie die Here wat kom en hy bring verdrukking oor ons nie. Nee. Hy saam, hy vat die druk. Hy's in die tuin van Getsemane, hy sit daar en daar's besig om sweet by hom af te tap en hy sweet verander in bloeddruppels. Dis die druk wat hy aanvaar het, 'n sondelas wat hy nie geken het. Hy vat hy op hom. Hoekom? Sodat ek en u nie onder hierdie druk hoef te wees wat ons is, wat ons baie kere op onsself sit nie. Hy gaan deur die persing, hy bring olie uit daardie olyf, sien, hierdie toets is besig om jou toe te rus, want hierdie toets gaan hy in 'n getuie van jou verander, as ek en u onsself beskikbaar sal stel, en sê, Here, ek weet moontlik nie uit nie, maar ek ken die instruksie, gaan heen, maak disippels, Here, bring die oes in, daarom veg hulle u by die werk, daarom onderdruk hulle jou in daai besigheid, daarom span hulle saam om jou uit te kry, want jy's die lig, jy's die sout, jy's vanmôre 'n bedreiging vir die vyand. Ken jou identiteit. Sien, dit gaan nie vanmôre oor om jou plek te ken nie. Dit gaan nie vanmôre om in jou baan te bly nie. Dit gaan vanmôre om te doen wat u en ek geskape is om te doen. Sien, en daarom moet ons vanmôre by 'n plek kan kom, en ek sien Dr. Gustaf het ingesluip, so ek mag nou nie meer sê wat die titel eintlik van hierdie boodskap is nie. Fluister net vir die persoon langs jou, sê doen iets, Boeksie. Moenie net daar sit nie, doen iets. Sien, daarom wil hy hê ons moet opstaan. Sien, ek weet daar's 'n paar van ons wat wag dat die Here hierdie vir ons gaan doen, maar ek moet tot die besef kom dat hy deur ons dit wil doen. Sien, hy is besig om met ons te praat en terwyl ek nie die instruksie weet van hom hier uit te kom nie, weet ek dat sy laaste woorde was 'n ewige instruksie vir my en vir u. Daarom begin ons te fokus op dit wat regtig belangrik is in die lewe, en ek sê, Here, ek gaan deur hierdie toets, ek gaan deur hierdie situasie, ek ken nie die pad uit nie, maar u is die weg, die waarheid in die lewe. Here, u vat my by die hand, Here, u gaan my hier uitlei en u gaan my inlei. Here, en terwyl ons dit doen en ander mense sien hoe ek my kop hoog hou, nie 'n
trots uit nie, maar ek hou my kop hoog, deurdat ek gefokus is op Christus, gaan ander gewen word, want hulle gaan sien die toetse wat ons deurgaan, en omdat ons aanhou die Here prys, gaan dit 'n merk op hulle harte los. Die druk wat hieronder is nie verniet nie. Ons gaan nie agtertoe nie, ons gaan vorentoe. Al lyk dit nie vir u of daai persoon vinnig genoeg beweeg nie, hulle staan op die woord. Hulle staan op die woord. Sien, daarom kan ek nie kyk wat gebeur en sê dis hoe die einde gaan wees nie. Oor families hier, ek het genoeg getuies wat ek gesien het hoe die egskeidingspapiere geteken was. En die Here 'n huwelik herleef het. Genoeg getuies. Ek kan nie vir my sê dat die Here nie genees nie. Ek het genoeg getuies al gesien, dat ek sien in die onmoontlikste dae wat dokters hoop opgegee het, hoe die Here harte herleef het. Organe, mense was al reeds op lyste gewees, maar die Here het organe herstel. Wat wil hy vanmôre hê ons moet doen? Keer net terug deur die instruksie en doen iets. Steede van dat ons wag dat dit moet gebeur. Ja, ons wag op die Here. Hy wat op die Here wag, sal begin beweeg, moontlik nie in 'n rigting wat hulle dink ons moet beweeg nie. Kom maar daar is 'n nuwe wind wat onder jou vlerke gaan kom. Kom daar is 'n nuwe wind wat in jou seile gaan kom. Al wat ek nodig het om te doen is sê, Here, ek is hier, ek is bereid om te hoor. En waar ek ander kere moontlik gehoor het, maar nie geluister het nie, is ek nou 'n dader van die woord. Jakob, wat is jy besig om te doen? Ek is besig om te sê, gryp die woord van die Here aan. Hy maak homself reg om sy grootheid te manifesteer deur u lewe. Ek verstaan dat daar oomblikke is waar ons voel ons het vir ewig gefaal, maar sy gedagte omtrent ons is opgemaak. Vanmôre wil ek met mense praat wat vanmôre in hierdie plek sit en jy sê ek is bereid om iets te doen. Sien, hoe lyk daai iets doen? Bid wanneer die Here sê bid. Lees die woord altyd. Aanbid die Here met jou hele hart, krag, siel en verstand. Maar sien, daar is nie net die binnekamer doen nie. Daar's ook 'n buitekamer, daar's ook 'n plek, 'n wêreld waarin ons 'n verskil moet maak. Vanmôre wil ek met mense praat wat sê, die oor van my hart is waawyd oop om te hoor wat die Here wil hê ek moet doen. Praat, Here, u dienskneg luister. As dit u vanmôre is, en u is reg om verandering in u situasie te sien, staan vanmôre saam met my op. Here, ons loof u. Terwyl u opstaan vanoggend, kanselleer ek die leuen van die vyand in jou ore. Vanmôre terwyl u opstaan, herinner ek u aan die skuldbrief wat vanmôre deur die bloed van Jesus uitgewis word. Daar waar die vyand vir u sê u kan nie, hulle kan maar jy kan nie. Nee, Christus stel jou in staat. Die gevoelens wat ons baie kere koester deur foute in die verlede, hierdie is 'n nuwe dag vir jou. Ons gaan 'n koöperatiewe gebed bid, maar ek wil vanmôre vir mense 'n geleentheid gee om uit te kom na die altaar, wat vanmôre sê, Jaco, ek hoor jou, en ek is bereid om op te staan in die gehoor. Jong, jy ken nie eintlik my situasie nie.
En ek is die eerste een om te erken ek doen nie. Maar ek weet God is wel bekend met dit wat u deurgaan. Nie net is hy bekend met dit wat u deurgaan nie. Hy is ook bekend met waartoe u op pad is. Waarna u toe gaan. En jy is vanmôre hier en jy sê, okay, ek het nodig om spasie te hê, ek moet by die altaar uitkom, want God alleen weet. Voordat ons hierdie diens afsluit en koöperatief bid, wil u nie vanmôre moed skep, maar dit vat moed. En uit die ry uitkom en die voorkom staan, sodat ons saam met u kan bid nie. As jy sê, Jaco, ek het nodig, dat die Here bonatuurlik sal ingryp in my situasie. Sien, partykeer as ons gewoond uitkom, en ons dink baie kere, maar jong, ek gaan nou nie vandag uitgaan nie, hulle wonder seker al, ag weet u, kom ons wees nie bekommerd oor wat hulle om ons dink nie. Kom vanmôre uit as jy gebed nodig het. As jy vanmôre bonatuurlike ingryping nodig het, kom vanmôre uit. Salwing is vanmôre hier. Vat moed, kom uit. Daar's niks te groot, as niks te klein. Bring dit na hom toe. Jesus. Met hande na die hemel. Ons gee vanmôre, Here, ons alles oor. O, Here, ons bring ons harte. Here, ons loof U. Ons aanbid U, Here. Al voel dit so lank en so ver vir ons om uit te kom waar ons nodig het om uit te kom. Mag jy die nabyheid van die Here nou ervaar. Ons aanbid hom vanmôre. Met alles wat in ons is. Here, ons loof U. Ons vind vanmôre ons rus in hom. Waar jy vanmôre staan, steek jy hande vanmôre net op, terwyl ons van hulle hier voor bedien. Ons aanbid hom net. Kom ons sing dit vanmôre saam. O, met hande. Here, ons loof U. Kom ons sing nog so laaste maal. Here, ons loof U. O, Here, ons loof U. Here, ons begin bid en in te tree, Here, vir elkeen hier voor, Here, en hulle wat hier voor was. Ons spreek lewe oor hulle lewens, Here. Ons kom en ons sê, Here, U hoor elke hartskreet vanmôre. Here, U hoor dit wat mense nodig het, Here, in die manier wat hulle nodig het. Ons stem vanmôre saam, Here, dat daar niks onmoontlik by U is nie.
Here, selfs deure, Here, wat mense toemaak, Here, U kom in hierdie tyd, Here, en U, Here, gee nie net uitkoms nie, Here, maar U gee vanmôre totale bevryding, Here. Here, ek dank U, Here, dat U gaan elke toets, Here, gaan elke verdrukking, elke situasie wat maak, dat mense wonder, dat sy en haar familie wonder, Here. Here, gaan in 'n wonderwerk verander, nie deur hoopvolle denke nie, nie deur wensdenkerry nie, deur die woord, Here, wat oor hulle as gesin uitgespreek is, Here. Here, en daarom kom ek en ek sê dat die aanval kan ons afweer, en ons kan vanmôre sê dat die kruis is genoeg. Dit wat aan die kruis gedoen en gebeur het, Here, is vir ons vanmôre, Here, dit wat genoeg is om voor hierdie situasies te bring, Here. Ek kan sê, Here, U is 'n deurbreker, en daarom gaan sy en haar gesin deurbreek. Van haar hoof tot by haar voetsole, Here, is U besig, Here, te herstel in die naam van Jesus. Ons dankie, Here. U wat die goeie werk begin het, sal dit voleindig. Sal dit vereindig tot op sy koms. Ons gaan vanmôre die diens vandag, terwyl daar nog mense is wat bedien word, gaan vir Broer Wyn vir ons vra, vir ons te kom afsluit. Ek nooi hier na vanaand 6 uur se aanddiens. Miskien is dit nie gewoond om na aanddiens toe te kom nie, maar bring vanaand die siekes. Pastor Shannon gaan bedien en ons vertrou die Here veral vir die genesing en gesondmaking van mense wat tans wat siek is. So asseblief bring hulle vanaand. Halleluja, 6 uur. Kom ons sluit ons o Vader, ons dankie vanmôre, Here. Dankie vir U woord vanmôre, Hemelse Vader, wat aan ons harte geraak het vanmôre, Hemelse Vader. Dankie dat ons vanmôre weet, Hemelse Vader, U woord vanmôre, Here, het hou vas op ons. U woord vanmôre, Hemelse Vader, Here, laat ons wakker skrik vanmôre, Hemelse Vader, Here, dat ons vanmôre weet, Here, dit wat ons vanmôre ontvang het uit U woord uit, Here, dat ons soos Dawid van ouds kan sê vanmôre, Here, ek bære U woord in my hart vanmôre, Hemelse Vader, sodat ek nie teenoor U kan sondig nie, Here. En dankie dat ons vanmôre weet, Hemelse Vader, dit wat ons vanmôre uit U woord ontvang het, Here, dat ons eie maak in Jesus naam. Amen en amen.